Ons lees in die Evangelie volgens Matteus hoofstuk 4 vanaf vers 26 tot 29, die gelykenis van die saad wat van self groei. Hemelse Vader, die saad groei van self, soos hier die iemand wat saai in die gedeelte vir ons sê, nag en nag, Here, word daar gesaai en hy kyk in die volgende oggend, is daar 'n halmpie, daar's 'n aar en dan 'n volkoringaar en as die oes ryp is, dan word dit geoes. Vader, ons weet U bewerkstellig die groei. Ons weet die groei kom van U af. Ons lees ook in die woord, Paulus saai, Apollos maak nat, maar dit is U, Here, wat laat groei. Maar Vader, om te groei moet ons ook onsself voorberei vir die ontvang van U woord. Ons wil stil raak. Dieselfde stilte wat daar geheers het toe U die wind en die branders op die see laat bedaar het. Daardie selfde stilte soek ons ook in ons gemoed, sodat ons U stem kan hoor en sodat ons dit kan inneem, dit wat U vir ons wil sê. Here, mag ons alreeds ons harte, ons gedagtes, ons hele lewe voorberei vir dit wat U met ons gaan deel. En Here, mag dit op ontvanklike, goeie grond val, sodat dit sal ontkiem, groei en vrug dra. Amen. Die gelykenis van die saad wat van self groei. Verder het hy gesê, dit is Jesus, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Van self bring die aarde die graan voort, eers in halm, dan in aar, en dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Net vers 26 se laaste gedeeltetjie. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Ek wil ons terugvat soos ek die kinders teruggevat het na die Sondag, na Pinkster Sondag toe eintlik. Daar waar ons dan voor Pinkster by die begin, die Pinkster Sondag, waar ons elkeen dan hierdie pink ertjie korrel, ertjie saad ontvang het en onthou dit is vrywillig gewees. Jy het na vore gekom, is nie by die deur gewees waar jy ertjie saadjie moes gevat het nie. Vrywillig het julle na vore gekom en ek na vore gekom om hierdie saad te kom haal. En dit is wat ons vandag oor praat. Iemand saai hierdie saad op die land. En wanneer ons kyk na hierdie punte, dan fokus ons nie op die saaier nie. Hierdie gedeelte fokus op die grond, op die aarde. Die aarde bring dit voort. God werk in hierdie aarde van ons as lewe. En as jy vraag, die ertjie wat jy kom haal het, of die saadjie wat jy kom haal het, ons het nou gehoor 8 saadjies, ons het gehoor van 4 saadjies, ons het gehoor van meer as 1 of 2 ertjie saadjies wat ons kom haal het, wat julle kom haal het. En my vraag is vanoggend, is dit 'n Sondag ding? Dat ons iets gedoen het by die kerk en dit was mooi gewees, en as ek nou vir jou vra, waar is jou ertjie saad nou? Wat het jy gemaak met iemand wat gesaai het in jou lewe in? Jy het ertjie saad kom haal, jy het ontvang. En so ontvang ons ook die woord van die Here Sondag na Sondag en in ons stilte tyd en Bybelstudie en selfgroepe, en die vraag is, wat maak ek met daardie saad, dit wat ek ontvang, die woord van God? Is dit nog iewers dat ek vergeet het daarvan? Lê dit nog in die watte? En met alle goeie bedoelings het ek dit in die watte gesit en ek gaan nie loer nie en ek gaan wag dat dit ontkiem en daar kan ek nie die watte en die wortels uitkry nie. En die ding gaan dood want hy is nie oorgeplant nie. Of het ek my ertjie al oorgeplant en wag ek
vir verdere groei, wag ek dat daar 'n blommetjie sal kom, wag ek dat ek 'n ertjiepeel kan oes. En dan is die gedagte, die eerste oes, soos in die Ou Testament, bring ons na die Here toe op daardie oesdag. En ons hou 'n eerste offerfees. Het hierdie saad wat vir jou gegee is, op goeie grond geval? Of lê dit iewerste en 'n kraai het gekom en dit kom oppik? Het die veilig goed gekom en het dit verstrik en doodgemaak en ek worry nie meer oor die ertjie nie? As ons na die gelykenis van die saaiër kyk, dan sê daar vir ons Satan het gekom en die woord weggevat by ons. Of is ek die oorsaak? Want die Engelsman sê die buck stops with me. Is ek die oorsaak? Ek hoef nie Satan te blameer of sekere veiligheidjies, bekommernisse, goeders in my lewe nie. Ek hoef nie die kraai te blameer dat dit kom uitpak uit my lewe, uit ander mense wat my vreugde kom steel nie. Ek is sommer my eie probleem. Dis my eie skuld dat hy saadjie nie geplant het nie. Ek het niemand anders om te blameer nie. Maar as ons kyk na die konteks van hoofstuk 4, begin ons met die saaiër, dan die verduideliking van die gelykenis, dan sê Jesus van hierdie lamp wat nie weggesteek moet word nie, met ander woorde, dit moet uitgedra word, dan moet lig skyn. En dan kom ons na die gedeelte toe van vanoggend, waar die saad van self ontkiem, en dan raak die saadjie sommer bitter klein, dan raak dit 'n mosterdsaadjie. Maar die saad se krag verander nie, want God gee daardie mosterdsaadjie die krag om 'n groot boom te vorm, waar die voëls in nes maak. En dan gaan ons verder van die mosterdsaad na die storm op die see wat stilgemaak word. Want jy sien, liewe vriende, as die saad nie in jou lewe ontkiem nie, dan gaan jy net so paniekerig raak soos die vissermanne, soos die disippels. Here, worry jy nie oor ons gaan dood, ons gaan vergaan. En dit sê ons, as die saad nie ontkiem in ons lewens nie, dan neem die bekommernis en die vrees heeltemal oor, want die saad het nie ontkiem wat Jesus gesaai het in ons lewens nie. En dan gaan ek oor na die man van Gadara wat hy die bose geeste uitgedryf het. Waar Jesus hierdie mag het selfs oor die bose. Dit wat ons bekommer in die kraaie en al die ander goeders wat ons dan verhoed, dat ons kan groei, kom en bestraf Jesus die bose geeste. Vers 15 sê vir ons, die Satan kom en neem die woord weg. Vers 17 sê, as gevolg van verdrukking en vervolging, groei die saad nie in ons lewens nie. Vers 19 sê vir ons, die bekommernisse van die wêreld, die versoekings en die begeertes, keer dat hierdie saad ontkiem, of keer dat hy dit selfs in die grond sit. Vers 39 sê vir ons, wees stil en bedaar, sê die Here vir die wind en die golwe. Vers 40 sê, waarom is julle so bang, het julle dan nie geloof nie? Die Here vra hierdie vraag, wees stil en bedaar. Raak stil en gaan plant jou ertjiesaad. Raak stil en laat hierdie dinge wat ek aan jou deel in die erediens, in die selgroep, in die Bybel, in jou stilte tyd, waar jy ook al is, deur 'n liedjie of 'n gediggie, of 'n boekmerkie, laat dit ontkiem, maar wees stil en bedaar en gee tyd dat dit ontkiem. Of hardloop ons nog steeds in die storm rond en dan worry ons en dan is ons so bekommerd dat die Here nie daai storm wil stilmaak en dat ons gaan vergaan. Dit vra ook in hierdie storm, Here, laat hierdie gedagte van u goedheid, u guns, u liefde, u genade, u barmhartigheid, u teenwoordigheid, Here, u almag, dat selfs die duiwel sidder in u teenwoordigheid, laat dit by my pos vat, laat dit groei, want ek het nodig om aan iets vas te hou. Here, die psalmdigter sê, u is my skuilplek, u is my veilige hawe. Here, laat dit ontkiem in my. Want as dit nie ontkiem nie, dan gaan dit daar bly, dit gaan in jou sak bly, en dan gaan 'n kraai of 'n stuk veilig goed kom, en dit gaan doodgemaak word, want ons raak nie stil en bedaar, dat dit kan ontkiem nie. Soos na ons eerste gedeelte kyk, God laat groei, maar jy moet gaan plant. Daai ertjies lê nog net so daar in, dink jy gaan groei uit dit. Hoekom dan dit lê nog net so in die mandjie? Hoekom, want die verse staan nog net so in die Bybel?
ek het nie daai verse uitgehaal en dit my eie gemaak nie. Ek het dit nie hier in my sak gesit en in my hart gesit, sodat dit ontkiem nie. Ek wil nog net so daai ertjies, saadjies en hierdie ertjies saadjies is presies dieselfde saadjies. Hierdie wat hier so staan, is daai saadjies wat ontkiem het, wat die psalmdigter van Psalm 119 sê, maar ek bære dit, ek koester dit in my hart, hier diep binne in my hart, koester ek die woord van die Here. Dis die respek wat ons met die woord van die Here moet omgaan. Dit is sy woord wat deur mense geskryf is, geïnspireer deur die Heilige Gees. En dit is nog iets wat by dolering aanpas, dat ons glo in die Ou Testament, Nuwe Testament, dat dit 'n mensgeskrewe woord is, maar onder inspirasie van die Heilige Gees. Dit is wat ons glo. God wil laat groei, God wil hierdie blomtuin hê. Hy wil vye gaan pluk by die vyeboom. Daar's niks. Ons moet gaan plant. Raak stil en bedaar, sê die Here. Ons het mekaar nodig, sodat ons kan groei. Ons het die ondersteuning, ons het die liefde, ons het die omgee nodig. En as ek mag bely uit my eie lewe uit, onthou hierdie is nou Pinkster gewees wat ons die saadjies gedoen het, met die wag en die groei. En ek is so besorgd gewees dat julle almal saadjies kry, ek is so besorgd gewees oor die maandag, dinsdag tot die donderdag se voorbereiding, dat ek nie saadjies vir myself gevat het nie. Ek het nie saad vir myself gevat nie. Ek het vergeet, ek was besig gewees. En is dit nie ook maar 'n kraai of 'n stuk veilig goed van besig wees en nie tyd het nie? En dit is die maandag of die dinsdagoggend kom hierdie daaraan met 'n koud bottel of 'n plastiese 2 liter bottel wat deurgesny is so onderste bo met 'n mooi hout voetstukkie. Sy woorde aan my is hier so ertjies. As ons te besig is, dan het ons iemand nodig om vir ons te kom sê, hier so ertjies. Hier is die woord van God. Raak stil. Vat hierdie woord van God, want dit is dan 'n ontmoeting wat ek met die woord van God het, wanneer ek kom by die ertjie, die versie. En dan sê Psalm 119, vat hierdie versie, raak stil, bedaar, soos die Here vir die wind en die golwe gesê het, en gaan plant dit hier in jou hart, sodat dit kan groei. En dit het gegroei in die houer wat hy my gegee het. En na my ontmoeting met die ertjie, na my ontmoeting met oom Henny wat vir my gesê het, hier is jou ertjie. Iemand wat u konfronteer met die woord en sê, hier is 'n versie vir jou. Ek deel die gedeelte met ons nie prekerag nie. Ek deel my gedeelte wat die Here op my hart gelê het met jou. Wanneer ek daardie ontmoeting het, dan versorg ek. En ek het die ertjies laat groei. Dis hierdie vensterbank in die moederskamer gewees en ek so al agter die son aangeskuif. Ek het dit gekoester, dit is my waardevol gewees, want ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. En toe raak dit nou nooit groot, en toe vat ek dit huis toe. En ek het dit gaan uitplant in die potjies hierso. En ek het kompos ingesit. En ek het stokkies by Civistar Bioko gaan koop. En ek het die stokkies gebreek in die middel deur en ek het elke een 'n stokkie gegee. En ek het 'n ou soutous vir my ma gevat en ek het hom geknip en die goedjies baie versigtig aan die stokkie vasgemaak met 'n soutous, dat hy regop staan, dat hy kan groei. Wat is die verskil tussen daai ertjies en hierdie ertjies? Ek het dit ontvang. Ek koester dit. Ek werk daarmee. Ek is lief nou vir hierdie ertjies, hierdie 3 potjies. Ek is nou lief vir hulle. En ek kan nie wag om die vrug te dra dat ek die eerste oes vir die Here kan bring en sê, Here, hier is die vrug van u hande werk. En dit is soos hy met ons werk. Partykeer het ons nodig om 'n stokkie langs ons lewe in te druk en te sê, maar ek hou jou regop. Partykeer het ons nodig om 'n sykousie vasgebind te word, nie 'n harde nylon tou of 'n ding, ietsie sag. My hande sag, my liefde sag, my barmhartigheid is daar. Ek bind jou stewig aan my woord vas, dat jy kan regop bly, dat jy kan staande bly, want jou fondasie is op die rots. Ons het mekaar
nodig. Miskien is dit nodig, raak stil en bedaar, is die woorde waarmee Jesus die storm stil gemaak het. Miskien is dit nodig dat ons in ons besige lewe, in ons lewe, in die bekommernisse, in die situasie wat jy jouself in bevind, dat jy net sal stil raak en bedaar, en sê, Here, waaraan hou ek vas? Waaraan moet ek vashou? Waaraan glo ek? Ontkiem bietjie iets in my, Here, bring groei in my, want dit is wat koninkrykstyd is. Koninkrykstyd is groei. Ons het nou geleer van Jesus se lewe, sy kruisdood, sy opstanding, sy hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees het ons gehoor van. Wat doen ek met al die goed? Al die hele lewe van Jesus wat in ons lewens ingesaai word, wat doen ek daarmee? Lê dit net in die Bybel vas? Of is daar een of ander groei in my lewe? Ons het gesê, dit is God wat laat groei. In hierdie omstandighede wil ek die klimaat skep, ek wil die ruimte skep, ek wil die atmosfeer skep vir hierdie plekkie saak, om te kan groei, ek wil die beste hê vir hierdie plant, sodat hy die maklikste kan groei, die beste kan groei. En is dit nie ook God se liefde vir ons nie? Hy wil die beste vir ons hê. Ook deur moeilike omstandighede, as dit uitgeplant moet word, en hy worteltjie so 'n bietjie getrek, en ek kon sien, daar so 'n worteltjie afgebreek ook. En dan voel ek jammer vir die stukkie wortel wat nou afgebreek het. En dan het my 4 ertjies gegee, was net 3 so. In die vervoer het een geknak, en hy is nou onherstelbaar. Hy het net so pap gelê. Hy het so brein randjie gevorm daar waar hy geknak het. Nou moet ek die ene weggooi, en ek voel my Here, ek is jammer vir die een wat verlore gaan. Want hy sien in Esegiel 47 staan daar vir ons geskrywe, die water het uit die tempel uitgevloei, en het al dieper geword, en waar die water vloei, het die dooie see lewe geword, en die soutsee het vars geword. Maar Here, in hierdie vloei van lewende water uit die tempel uit u heiligdom uit, was daar 'n stuk moeras, wat nie verander het nie, wat moeras gebly het. Moenie 'n moeras bly nie. Gaan na die lewende water toe. As God se water wat uit die heiligdom uitkom, die Heilige Gees wat uit die hemel op ons neergedaal het, as dit die dooie see lewendig kan maak, dan sê die vers seker in Christus, Esegiel 47 gaan lees, dit krioel van die vis. Daar was vissermanne gewees, daar was mense gewees wat nette opgehang het, wat die sleepnette kon in stand hou. Daar was lewe, daar was 'n industrie gewees rondom die dooie see, waar God uit sy heiligdom die lewende water gebring het. So dit wat jy sê uit jou tempel van die Heilige Gees, kan en mag lewe bring. Ek wil vir u vra voordat ons aangaan, ken jy die naam van daai kraai wat om jou kop sirkel, wat dreig om die saad uit jou lewe uit te pik? Het daai kraai 'n naam? Die veilige goed wat ons nog toelaat in ons lewens, weet ons wat is daar die bekommernisse, lus, versoeking, verleiding in ons lewens wat veroorsaak dat hy saaitjie ontkiem met al die goeie bedoelings, maar ek raak nie ontslaaf van die lus en die begeertes en die bekommernisse nie, en dan verstrik hy daai saaitjie, dat hy doodgaan. Ken ons die kraai? Weet ons wat 'n veilige goed in ons lewens is? Weet ons wat 'n veilige goed daar in ons lewens is? Wat ons moet van ontslaa raak? Weet ook dat ons geveg nie teen mekaar is nie, maar teen die bose geeste in die lig. Daar staan vir ons vers 16-17, die Satan hierdie woord kom wegvat. Moenie die Satan laat wen in jou lewe nie. Let wel, hierdie gedeelte fokus nie op die saaier nie, maar op die grond. Ons is die grond. Mag ons bewerk word, mag ons vatbaar wees vir die woord van die Gees. Ek sluit af met vers 26 en 27. Iemand saai op die land. Met ander woorde, daar word gesaai. Ons leef nie in silo's of in afsondering nie. Daar word gesaai met die mond. WhatsApp boodskapies,
Facebook, al daai goedjies, prentjies wat ons elke oggend vir mekaar stuur, 'n goeie môre boodskapie, 'n goeie nag boodskapie, al daai goed word gesaai in ons. Wat doen ons daarmee? Die woord van God val in ons hart. Maar dalk is ons hart op die stadium koud en donker, want daar waar die saad in die grond val, grond is koud, dit is nog nat op die tyd van die jaar, en dit is koud en donker, en ek beleef dalk 'n koue en 'n donker oomblik in my lewe, en dan word hierdie woord in my lewe ingesaai. God is lief vir jou, God is liefde. Kort versie, God is liefde. Ons kan sommer verder dat sing wat jy ons harte en bedink wat Jesus doen. En dan ontkiem ek en ek gaan van 'n donker plek na die lig toe. En ek sien die sonlig en ek ervaar die warmte, die energie wat die woord van God bring. Iets gebeur wat ons nie self kan verklaar nie. Soos met die Emmausgangers na die opstanding van Jesus. Iets het gebeur in die brandende harte toe hulle Jesus gesien het en brood breek. Het daar iets gebeur dat hulle 10 kilometer terug hardloop na Jerusalem toe. Is ons bereid om iewers heen te ry as die Here ons lei? En ek wil vir u vra, waar is u in die proses van die gedeelte sluit af met die ontkieming, dan die halm, dan die aar, en dan die volkoringaar. Moet daar nog geplant word? Is jy al die halm? Is jy al die aar? Of is jy die volaar wat gereed is? Here, as u nou kom, ek is gereed vir die oes. U kan my maar kom haal. Ons teksters aan die begin van die jaar was, kyk, ek maak alles nie. Eerste 6 maande is verby. Wat 'n vernuwing het in jou gedagtes plaasgevind, in jou dit wat jy doen plaasgevind, in hoe jy optree plaasgevind, of is dit nog steeds op 31 Desember 2025 waar daar geen vernuwing plaasgevind het nie, waar die saad van die Here nog net so in die mandjie lê of in die Bybel lê? Het daar al groei plaasgevind? En dan die wonderlike is, ander mense moet dit eintlik kan sien. Ander mense moet kan sien, maar ek sien jy groei, ek beleef groei, ek sien jy's anders. Nou dat jy die woord ontvang het, wat gaan ons daarmee maak? Die laaste punt is, vra vir jouself, wat leer ek van God en sy woord? Wat leer ek van myself rondom die hele ontkiemingsproses en die groei? Wat doen ek reg, dat ek moet verder groei en sterk word? Wat doen ek verkeerd, dat ek die vyande goed in die duiwel en die bekommernisse uit my lewe kan uitdaag? En wat wil God vir my vandag sê? In dit waarmee hy gekonfronteer het met die 3 versies, vers 26 tot 29 toe, of met die saaier, of met die lamp, wat nie weggesteek word nie, of die saad wat God laat groei, of die mosterdsaadjie, of die storm wat stilgemaak moet word op die see, of die bose geeste wat uitgedryf moet word. Wat wil God vir my sê, Markus 4 uit? Gaan lees dit gerus. Mag die Heilige Gees ons lei, mag dit wat in die woord van God staan, vrugbare grond val. Pas op vir die duiwel. Identifiseer die kraaie. Skoffel die vuile goed uit, sodat God sy werk in jou en in my lewe kan doen. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, dankie vir al die saadjies in die woord. Here, ons ken nie al die saad nie, en ons vra dat U vir ons die insig en die wysheid sal gee, dat dit wat ons lees, vir ons lewe bring, verandering sal bring, Here, tot voordeel van ander. Here, ons weet ook, die Bybel het teen die vyeboom, soos U ook al reeds gesê het, want die vyeboom dra nie vrug nie, daarom kap ons hom uit en gooi hom in die vuur. Here, ons wil nie daai vyeboom wees nie. As U verbystap, of as ander mense verbystap, en U steek die hand uit, mag U die vrug pluk van liefde, van verdraagsaamheid, lankmoedigheid, vriendskap, al hierdie vrug van die Heilige Gees, Here. En ons lees dan ook in Matteus 24, dat U gekom het, en U was honger, en niemand het vir U iets gegee om te eet nie.
Here, U was dors en niemand het vir U iets gegee om te drink nie. Here, U het al koud gekry soos baie van ons koud kry in die winter. En as niemand wat vir U 'n kombersie of 'n koppie koffie gegee het nie, Here. Want U sê, dit wat ons aan die geringes doen, die weerloses in hierdie wêreld, dit doen ons aan U. Mag ons geestelik groei, mag ons hoop opgaan, en dat ons vir mekaar kan leef, en die koninkryk so kan uitbrei. In Jesus naam, Here. Amen.